Soos Christus die hoof van die kerk is, Christus is ook die verlosser van die liggaam sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig. En dan het die man nou alles wat hy nodig het, en dan kan hy nou rustig aangaan. En dan die volgende gedeelte is vir die mans, hulle hoor dit nie gewoonlik nie. Dan sê mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het, en sy lewe daarvoor afgelê het. Dis nogal 'n uitdaging. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggaam. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vrou en moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe ook op Christus en die kerk. Dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê, soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Dit is 'n mooi gedeelte wat iets van die openbaring van God se hart, Jesus se hart, en onthou, ons as kerk is sy bruid, daar gaan 'n huweliksbijeenkoms wees soos hierdie, waar Jesus, die bruidegom en die bruid by mekaar gaan kom, en dis wat hy nou vir ons 'n voorbeeld te gee, hoe hy as bruidegom teenoor ons voel, is hoe jy as jou man teenoor myself voel, hoe jy moet versorg. Onderdanig aan jou beteken nie 'n vloerlap wees. Onderdanig beteken nie dat sy nou jou instrumente so jy kan maak wat jy wil. Onderdanig beteken dat sy jou erken as hoof van die huwelik. Hoe jy jouself uitlewe en hoe jy jouself handhaaf as man in die huwelik. Nou mans en vrouens verstaan liefde verkeerd. 'n man verstaan liefde in die woordjie respek. En 'n vrou verstaan liefde in die omgee en die koestering wat jy vir haar het beleef van jou kant. So as sy jou nie respekteer nie, dan voel jy nie, dis hoe jy liefde verstaan. En dis wat God vir ons wil sê, deur hy sê, sy gaan moet vir jou respekteer, en vir jou laat voel, jy's haar wederhelft, voel sy respekteer jou as leier, en alles. En dis wat die belangrikheid uitkom van jou posisie ook in jou verhouding met die Here. Want jy moet by hom die wysheid kry, hoe jy haar moet voel as vrou, hoe jy haar moet hanteer. En ek het al baie beleef dat huwelike konflik beleef wanneer die man wil hê die vrou moet word iets wat sy nie kan wees. Of die man moet iets word wat die vrou nie kan wees. En daar is 'n man en daar is 'n vrou. Die man dink anders en hy redeneer anders. En 'n vrou dink anders en redeneer anders. Dit is 'n voorbeeld, dit is so interessant. As sy nou vir jou stuur om te gaan melk en brood koop, hoe werk dit? Stap jy reg uit in die winkel en koop melk en brood. En as jy hulle vra melk en brood te koop, waar gaan soek sy het eers? By die groente afdeling. Of in die klerewinkels, of in die mall, iewers. Sy gaan mall om melk en brood te koop, maar sy gaan die hele mall doen. Dis is 'n vrou. As jy, hulle het nou navorsing gedoen, toe vra hulle in versekeringseise, waar stamp 'n vrouens die karre die meeste? Voor en agter of langs die kante? Wat dink jy? Voor en agter. Hoekom? Dis reg, hoekom? Die aandag is nie altyd aan. Ja, want 'n vrou kyk so. Sy het 'n baie breër visie as jy. Man stamp dit aan die kante. Jy ry en dan sê sy vir jou, kon hy op as jy kom 'n kar en sê vir ek het nog gesien, jy het nie gesien. En jy so. Dis is ek noem dit goed want as jy daai ruimte het dat hy 'n man kan wees, dan gaan dit vir jou maklik wees. Jy het ruimte dat hy 'n vrou gaan wees. Baie keer as die man kyk jy in die malls dan sê ek is ook een van hulle, ek is 'n slaaf, ek stoor die trolley. Want sy wil wees waar sy wil wees. Maar alles, dis die heel van daai verskille, en sodra daar verskille is dit ook plek vir konflik. En dis wat jy moet aan werk, en sê, sy's 'n vrou se behoeftes, sy wil 'n sekere manier hanteer word.
En 'n belangrike ding is, 'n man het 3000 klanke op 'n dag wat hy kan gebruik. En 'n vrou het 15000. Dit kan nie oorgedra word nie. Dit moet gebruik word, anders is dit verlore. Nou kom jy by die huis, vanmiddag van die werk af, nou begin sy met jou praat, en sê jy net, Want jou brein is nie daar nie. Dis nie daar nie. En dan is dit konflik. Nou as sy vir jou sal toelaat om vanmiddag as jy by die huis kom, net so vir 'n paar minute, net kan sit jou boksies toe te maak. Ons is boksies mense, maak jou boksies toe, en dan maak jy die boksie op, en dan kan sy praat. Dan moet jy vir vra, is dit 'n raadsaak of is dit 'n hoorsaak? Dit wil sê, moet jy nou luister om raad te gee of moet jy net hoor? Sê daai kan kom as dit maklik, maar sê maar klanke gebruik. Nou die man se 3000 klanke, die meerderheid daarvan is Man sit om 'n vuur en dan sê hulle, "Ja, wat 'n lekker kuier, maar julle net gesê Want jy's gefokus. Dit kom ook van terug tot die mensdom ontstaan het, as Jan opstaan in die oggend, hy moet nou gaan kos voorsien vir sy gesin, dat hy gefokus, hy gaan nou jag, hy gaan nou iets doen, so hy moet 'n klomp gefokuste goed in aanmerking neem. Sari versorg met die kinders en hy moet peer dat die leeu nie een vang nie en dat die ene die rotse afval nie, dit is alles maar aan wêreld is oop, soos hy met al die goed doen. Nou vanaand kom, hulle sit hulle om die vuur en as Jan nie daar, dan sit ek kyk aan die vuur soos 'n dooie mens, want hy was nie suksesvol nie. So hy moet eers uitwerk, wat het ek fout gemaak, wat het ek alles fout gemaak. Ek sê die goed net om te sê, hier staan twee mense, 'n man en 'n vrou, verskillend aan mekaar gesit. In hierdie Bybel is daar nêrens plek wat God sê, of 'n manier vir ons sê van om 'n vrou te verstaan, is eers met hulle lief. Challenge jou, maar net lief te hê. Jy te probeer verstaan. Die oudste is nie getroud, is dit waar as ek sê? Verstaan ons by die pad? Vrou te verstaan? Nee, nog nooit. Net om lief te hê. So almal wat hier sit, gaan vir jou baie raad kan gee. Die lekker is, julle is in 'n unieke situasie saamgevoeg. God het besluit, julle twee moet paie kry, julle moet lief word vir mekaar, en dis wat hy wil hê. Hy wil julle twee, want wat wil hy maak? Hy wil julle twee gebruik as sigbare werklikheid van hom. Waardeur hy sigbaar wil word, waardeur hy die sout in die lig wil word. En as daar kinders is in die huwelikheid uit is waarin julle hulle moet groot maak, die werklikheid van Christus. Jy moet Christus verteenwoordig, sodat sy Christus kan lief hê en sy omgee en sy guns en seën kan ervaar van jou af en jy van hom. Seën vir hom. Kom ons bid saam. Vader, ek wil vra dat U hierdie twee sal sien, Corneille en Michelle, dat hierdie huwelik, Here, 'n toonbeeld sal wees van U genade, van U sigbaarheid, van U wysheid, van U werklikheid. Here, dat almal wat hier is, wat getuies is, en hulle lewe inspraak sal lewe, hulle sal wys. Dankie daarvoor, Vader. Ons eer U in Jesus naam. Amen. So kom ons gaan so, kyk so 'n bietjie na die slimme mense, sê ons is teenwoordigheid van God, as het gekom, saam met getuies, en versê, jou staan as getuies, as hierdie huwelik, probleme ervaar, is het ook ons verantwoordelikheid om beskikbaar te wees, vir raad, vir leiding, as ons iets sien, moet julle ons uitgenooi om die deel te wees, ook gee julle ook vir ons die reg, om te kan sê, daar is goed wat ons sien wat die reg is. Want ons is verantwoordelik vir mekaar, ons is 'n liggaam. Seën op die huwelik wil ons hê. Die huwelik gee die uitdrukking aan die besorgdheid van God, toe hy aan die begin gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Is jy tevrede met die gelyke wat God jou dat jou kan help, dat jou kan ondersteun. So het hy dan vir mense van mekaar gemaak, om mekaar aan te vul en by te staan, en so die Here verenig te word, wees as 'n voorreg, 'n vreugde en 'n verantwoordelikheid. Dis die belangrike ding is daai verantwoordelikheid. Alles in die Bybel word die huwelik vergelyk met die verhouding tussen Christus en sy gemeente, as dit nou gelees, dus dat Christus en die gemeente mekaar verbind het, dit wat ons gehoor het,
Soos wat die verbintenis tussen Christus en die gemeente 'n band van liefde is, so word julle ook met 'n band van liefde aan mekaar verbind. Soos wat Christus die gemeente liefhet, so moet julle mekaar ook lief hê. So wat belangrik is hierso is, maak Jesus die middelpunt van die lewe. Skinder by Jesus oor mekaar, nie by ander mense nie. Praat met hom, hy verstaan. Skinder sommer voor jou maat met Jesus. Julle bid, sê vir jou, Here, hierdie wat Corneil doen, Here. Dis ook eerlik, want hy is die party, want Prediker sê, as twee mekaar kan ondersteun, is die een van, as 'n driedubbele tou breek is. Jesus deel is van julle huwelik, so maak hom deel. Hy sê, so het Christus homself die gemeente oorgegee, so moet julle self in liefde ook vir mekaar oorgee, en ook soos dat die gemeente aan Christus toegewy is, moet julle ook aan mekaar toegewy wees en mekaar se belange opdra. Corneil en Michelle, aanvaar julle alles wat die Here vir ons in sy woord oor 'n lewe van wederwysige liefde en trou leer. Is dit julle opregte voorneme om julle huwelikslewe hiervolgens te rig en begeer julle om in die seën van die Here in die eg verbind te word. Die mekaar die regterhande. Corneil, aanvaar jy almal hier teenwoordig as getuies dat Michelle die vrou is wat God vir jou gegee het. Ja. Michelle, aanvaar jy almal hier teenwoordig as getuie dat Corneil tot die man is wat God vir jou gegee het. En dat julle by mekaar sal bly in alle omstandighede. Dan kan verklaar ek julle dat julle in huwelik bevestig is in die seën van die Here. En dat hy hierdie huwelik wil seën, hy hierdie huwelik wil beskerm, as jy hom gaan toelaat. Onthou God, die gentleman, God gaan nie in druk nie, God kan hom nie enforceer nie, God gaan nie die deure afskop nie, God werk op 'n stil, sagte manier, as jy hom gaan toelaat. En dis wat hy wil hê, want hy wil julle seën. Sy grootste begeerte vanoggend is dat julle hom sal toelaat, om julle God en julle Vader te wees. Met die seën en die oorvloed wat hy in sy hart het. Want toe hy julle twee gemaak het, in Psalm 139 julle gaan lees, het julle aan mekaar geweef en hy kragtige, kosbare gedagtes vir elkeen van julle. En hy voeg dit by mekaar vanoggend, sodat julle mekaar kan motiveer, stimuleer en ruimte gee om daai unieke, wow, man en vrou te wees. Daarom het God julle by mekaar gesit. Want jy het daar nodig en sy vrou nodig. Om volledig Corneil te wees en volledig homself. So julle kan die ringe vir mekaar gee nou. Goed dan. Ja, hy sit gelukkig styf, so hy kan nie gou af hê. Hy nie maklik af hê. Jy kan maar jou breed sien dit goed. Ek wil vra die ouers sou die kom staan en na ouers, dan kan ons vir hulle seën. En hulle vir hulle hande op lê, hande op hulle sit en dan sien ons hulle. En kan aan hierdie kant ook staan, pa vir die dogter en ma's by mekaar kom. Dus hulle sit julle hande op hulle en dan. Mag die Vader julle beskerm en lei. Mag die Here Jesus in sy liefde en genade in julle leef. Mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan mekaar en aan julle medemens. Mag julle die sy seën ervaar en mag julle ook sy seën uitleef. En mag almal wat met julle te doen het, ervaar dat God julle God is. Wees geseënd, geniet mekaar en geniet sy teenwoordigheid in julle lewe. Amen.
Seën vir julle. Baie dankie. Baie geluk. Seën vir julle, nee? Voorspoed. Baie dankie.